Gewoontemisdadigers. Wie van julle is gewoontemisdadiger? Moenie hand opsteek nou nie. Ek wil graag hê dat jy na die persoon links of regs van jou kyk, en dan vra jy die volgende vraag. Maar kyk in die oë, né? Is jy 'n misdadiger? Jy moet nou vir 'n antwoord wag, hoor. OK, van julle lag. Ek wonder wat se misdaad doen jy? Nou kyk dan weer vir daai persoon. Het hy verander? Nee. Vra hom nou wat hy gedoen het. Ek weet nie of almal gaan sê nie, want jy hou aan om vir my te kyk. Dis moeilik om ons sondes aan mense bekend te maak, is dit nie? Dis nie lekker nie, maar dis waar ons is. En die snaakste ding is, ons sondes wat ons doen, wil ons nie ander moet weet nie. Want dan voel ons skuldig, nee. So as jy nie wil skuldig voel nie, hou net op om die sonde te doen. Maak dit sin? Of anders mag jy dit nie wegsteek nie. As iemand vir jou vra, is dit jy, doen jy dit? Dan moet jy kan sê ja. En as jy sê, hoekom? Dan sê jy, want ek is dom. Want ek wil hemel toe gaan, lyk my jy wil hel toe gaan. Dis jou keuse. Spreuke 26 vers 11 sê die volgende, en dit gaan wild wees, hoor, so PG nou, lees mooi. Soos 'n hond wat na sy uitbraaksel teruggegaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. In die nuwe lewende vertaling, 'n dwaas wat sy foute herhaal, is soos 'n hond wat terugkom na sy eie braaksel toe. In Engels, vir die wat nie Afrikaans verstaan het nie. Like a dog that returns to its vomit, a fool does the same foolish things again and again. So, my vraag is, as hierdie goeie so groot is, waarom doen ons dit? Die beeld van Spreuke is baie rof, en dis juist die punt wat hulle wou oorbring. Gewoonte-sonde is nie net 'n fout wat ons herhaal nie. Dit kan 'n teken wees van geestelike blindheid of selfs rebellie. Wanneer ons aanhou terugkeer na die goed wat ons doen, wat onrein is, dan is dit soos 'n hond wat terugkom na sy eie gemors toe. En ek dink nie een van julle is honde nie, alhoewel van julle mooi kan blaf. Dis afstootlik. Dis vieslik. En tog doen ons dit keer op keer. En ons stel die Heilige Gees te leer, ons stel ons vriende te leer, ons stel onsself te leer, ons stel die Here te leer. Kan julle onthou op die kruis, was daar 'n misdadiger wat daar gehang het, selfs in sy laaste oomblikke, was hy vasgevang in hierdie ingesteldheid en verwerping. Weet ons weet soms ons is verkeerd, maar ons wil dit nie erken nie. Wie van julle is so? Jy kan nie sê ek's verkeerd nie. Jy kan nie sê sorry nie. Nog? Julle is heilig vandag, hè? Nou ja, sies. Jy moet kan sê sorry. Maar jy moet nou mooi verstaan, sorry is nie net, ag sorry, okay, en loop nie, dit moet uit die hart uitkom. Weet jy wat beteken sorry? Die definisie van jammer sê is, ek gaan poog om dit nooit weer te doen nie. So moenie net sê sorry nie. Gaan jy daarop hou? Goed, eerste punt. Die realiteit van gewoonte misdaad. Daar's 'n paar skrifte, ons het nie tyd om almal deur te hardloop nie. Jy kan hulle neerskryf. Kan jy sien daai kat? Wat is fout met die prentjie? Kan 'n kat so hang? Wel, ons gaan baie daaroor debatteer. Ons gaan nie by antwoord uitkom nie. Dit is die gevangenskap van jou gewoonte sonde. Jy verloor jou sensitiwiteit vir die waarheid. Jesaja 5 vers 20, ek gaan net die Engels lees. Woe, judgment is coming to those who call evil good and good evil, who substitutes darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter.
Nou in die Bybel lees ek van 'n koning Manasse. En ek gaan 'n bietjie oor hom praat vandag. Hy was 12 jaar oud toe hy koning geword het vir 55 jaar van Israel. Hy was die langste koning van Israel. Hy het afgoderry in die tempel ingebring. Dis so goed, ek stap hier in, ek begin 'n goue kalfie neer te sit en ek begin vir hom te buig. Hy bring dit in die tempel in, na alles wat Hizkia sy pa opgebou het, breek hy af en hy bou hierdie ding daar. Van Baal en Asherah. Nou Asherah was gekoppel aan Baal en sy was die god van, die moedergod van oorlog en seksualiteit. Hulle het sterre aanbidding gedoen. Kyk na die ster en dan 'n uitspraak gemaak oor hulle eie lewens en oor ander lewens, oor wat dit beteken, hoe dit ons gaan raak. Hy het kinderoffers gedoen. Hy het sy eie seuns in die Hinnom-vallei geoffer. Sê jy dit met jou kind kan doen? Hy het ook kultiese praktyke het hy nagehaat. Hy het towenaars geraadpleeg, waarsêry, goolery, maar nie by die Here uitgekom nie. Weet jy wat doen die Here wanneer jy op so 'n plek is? Hy vat jou na 'n punt toe wat jy alleen is, dat jy moet terugdraai na hom toe. En dis wat gebeur. Daar kom toe berou in hom. Hy sit in ballingskap in Babel. Verneder en geboei het Manasse op daai oomblik waar hy sit tot inkeer gekom. Hy het God gesoek, hom gevind en die Here het hom vergewe. Hoor mooi die stappe. Hy het God gesoek, hy het hom gevind en die Here het hom vergewe. En daarna het die Here hom teruggevat na sy land toe. Ons is van die opinie dat wanneer ek om verskoning gevra het, is die sonde weg en dis klaar. Weet jy wat? Kom ek verduidelik vir iets. Wanneer jy sondig, is dit saad wat jy in die grond gooi. Julle het dit geweet? En daai saad groei en dra vrug. Jy gaan van daai vrug moet eet. Wanneer jy iemand swanger maak en jy sê sorry, gaan die baba weg. 9 maande later is daar 'n klein ding. So maak nie hoe jy sorry sê nie, jy moet verstaan, daar is 'n nagevolg daaraan. Hierdie ou se nagevolg, Manasse se nagevolg, hy was onder ballingskap weggevat. Alles is van hom weggevat, omdat hy God se tempel miseer het en sy volk mislei het. Ons het groter verantwoordelikheid op ons, as wat ons dink. So, daarna het Manasse die volgende gedoen. Hy het die afgodsbeelde en altare verwyder. Hy het die altaar van die Here herstel en die volk aangesê, nie kom as jy wil nie, kom om die Here te dien. Manasse se verhaal is eintlik 'n waarskuwing en ook 'n uitnodiging. Ons kan nie so speel nie. Geen sonde vir God is te groot dat hy dit nie sal vergewe nie. Want daarin vind ons vryheid. Maar as jy die pad van gewoonte sonde stap, dit bring verwoesting. Dalk nie nou wat jy kan sien nie, maar dit is nie net vir jou, dit is vir jou en ander. John Piper sê, you are not saved by the absence of sin, but by the presence of Christ. B. Dit bedroef die Heilige Gees en stuit die geestelike groei. Wie van u is gevul met die Heilige Gees, praat in tale? Mooi. Wie van u wil dit graag hê? Mooi. Wie van u weet nie waarvan ek praat nie? Mooi, maar nou is. Daar's mense wat ons kon kuier. Die Godheid bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het die Heilige Gees vir ons gegee, volgens Handelinge 2, as 'n geskenk. So jy kan dit hê. Jy mag hom hê.
En wanneer hy in jou inkom, kan jy dan in 'n verskillende taal praat. Nie wat altyd wat mense verstaan nie, maar dis die hemelse taal. Dis jou taal, want geen taal is dieselfde nie. Is dit nie mooi nie? En dis waarom ek vra of jy gevul is met die Heilige Gees. Jy sien, Galasiërs 5:17 sê, 'n mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is. En die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Ek dink partykeer ons vergeet dat ons eintlik in 'n plek of 'n punt is wat ons onsself oorgegee het aan die Here. Jy behoort nie meer aan jouself nie, jy behoort aan die Here. En ek dink ons vergeet dit in ons vinnige passie wêreld, dan doen ons eie besluit en ons eie ding en as dit nie werk en as ons Here help my en dan sê die Here jy moes na my geluister het daar, dan dit nie gebeur nie, maar kom, ek vat jou deur dit. Baie van die goeders wat ons mee sukkel is ons eie skuld. Is dit nie waar nie? Het jy al rarig gaan dink wanneer jy vashak met jou vrou, waaroor beklei jy rarig? Dit is so nietig, jy kon dit mooi uitgepraat het. En die vyand bring twis tussen die man en die vrou. As ons net mooi kan praat. En manne, ek is self 'n man, daardie ding van wanneer jou vrou met jou praat, en jou oë word glasig en jy hoor die Hawaii's, snoekie liedjies en die bome wat so draai terwyl sy met jou praat en so maak sy net die bome. Dis nie reg nie. Jy moet luister. Dat jy met die antwoord gee daarna. Moenie. Charles Spurgeon sê die volgende: the more we sin without repentance, the less we hear the voice of the Spirit. And eventually, even our conscience falls silent. Ons laat dinge toe, dit word ons waarheid en ons leef in dit. Die duiwel gryp ons en probeer ons verwrig. Moenie toelaat dat hy dit doen nie. Daar was enige man wat kerk toe gekom het en hy wou 'n hoed steel. Want sy hoed was weg. En hy kom in en hy kyk rond en die dominee preek en daarna gaan hy na die dominee toe en hy sê, of 'n pastoor toe, hy pastoor preek en kom na die tyd na die pastoor toe, hy sê, pastoor, jy weet, ek het hier net toe gekom om 'n hoed te steel, maar ek het besluit om dit nie te doen nie. Sê, dis goed. Waarom het jy besluit om dit nie te doen nie? Hy sê, nee, toe jy preek oor die 10 gebooie en toe jy sê, mag nie egbreek nie, toe onthou ek waar my hoed is. Mag dit nooit jou waarheid wees nie. Daardie sonde verdraai die evangelie en verswak ons getuienis. How you look trying to hide sin from God. Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy kan mense bluf. Ons beste bluf is, hoe gaan dit? Gaan goed. Ek is okay. Alles is fine. Maar jy weet dit is nie so nie. Jou lewe val uit mekaar uit. Jy het op daai oomblik iemand met jou vrou, gaan dit met jou om jou te help, om vir jou te bid, om saam met jou te dra, maar jy sê, ek is sterk, papa. En ons is nie. Ek weet nie waar het die term uitgekom dat jy moet sterk wees vir iemand nie. Ek weet nie wie dit gesê, dat as iemand doodgaan, moet jy nie verskriklik huil in die familie nie, want iemand moet sterk wees. Is snert. Want jare daarna, dan kom sit hy by my en huil, want hy huil nou oor sy pa wat dood is. Want hy mag nie toe gehuil het nie. Ons het nodig om regtig meer in die woord in te klim. Om te verstaan hoe ons verby hierdie goed kan beweeg, waar die vyand ons wil indruk. Romeine 6 vers 1 tot 2, weer eens, ek lees net die geel gedeelte. What shall we say to all this? Should we continue in sin and practice sin as a habit,
so that God's gift of grace may increase and overflow? Certainly not. How can we, the very ones who died to sin, continue to live in it any longer? Dis 'n groot woord. Jy het afstand gedoen van daai sonde. Jy's dood. Hoe kan jy nou weer wil sondig? Jy's dood. Kyk na die persoon langs jou sê jy's dood. Kyk na die ander kant sê jy lyk goed vir iemand wat dood is. Genade is nie 'n lisensie om te sondig nie. Dis 'n oproep tot heiligheid. Ek gaan dit weer sê. Genade is nie 'n lisensie om te sondig nie, dit is 'n oproep tot heiligheid. Jy weet wanneer mense net kom en sê moenie jouself so heilig hou nie. Weet jy, dis die amazingste kompliment wat iemand vir jou kan gee, want uiteindelik skyn Jesus deur jou. Halleluja. Sê ek is heilig. Dankie Here. Wanneer gelowiges aanhou sondig, wek dit verwarring oor die krag en die doel van die evangelie. Hoe kan jy mense sê dat Jesus leef en dan sondig jy voor hom? Hoe kan jy oor Jesus praat terwyl jy al 15 biere in het en by die vuur staan en sê ja, hy is goed? Die twee maak nie vir my sin nie. Andrew Murray sê die volgende, hy sê die gevaarlikste toestand vir die siel is nie van skielike val nie, maar die aanhoudende gewoontes sonder berou. Die Here praat met my toe ek in Sunnyside was, 14 en 'n half jaar. Sê hy een oomblik vir my, Harold, sou jy my volg? Ek sê, Here, al my lewe, jy ken my, ek doen dit. Waartoe gaan ek? Hy sê nee, sou jy my volg? Ek sê yes. Hy sê okay. Ek vra gaan ek 'n beroep kry? Hy sê nee, ek vra of jy my sal volg. Ek sê dis reg. Wat moet ek doen? En daardie tyd het die Here klaar met my vrou gepraat en sy is al reg om te pak. Ek weet nog nie. Ek kom by die huis, ons is weg met vakansie en ek sê vir Shalene, kan ons op jou salaris uitkom? Want die Here het my 'n woord gegee. Ons gaan bid daaroor, ek kom by die pastoor en ek sê vir hulle, die Here sê ons moet gaan. En hulle verstaan nie, want daar's niks fout nie, maar ek moet gaan. En dit vat my jare en 'n half wat die Here met my loop en vir my sê wat ek alles reg en verkeerd doen, en al skrif wat hy vir my gee is, the steps of the righteous are ordered of God, Psalm 37, dis al wat ek die hele tyd het. En soos wat ek loop, is hy besig om met my te praat oor my lewe, oor alles wat ek verkeerd doen. Weet jy, om vir 'n jaar en 'n half pak slaag te kry is nie lekker nie. Hy praat met my oor myself, hy praat met my oor my vrou, hy praat met my oor my houding, hy praat met my oor my gesindheid, hy praat met my oor die manier hoe ek na mense kyk, hoe ek mense hanteer, hoe ek my familie hanteer, hoe ek my ander familie hanteer, hoe ek haar familie hanteer, hoe ek julle as familie hanteer. Jaar en 'n half. Maar aan die einde van elke ding wat hy my met hanteer, sê ek's lief vir jou. Jy weet mos, jy kan pak slaag gee. Ek dink my ouens wat in my orde was, jy weet, 50, 60, is daai lettergreep pak slaag gewees, onthou julle hom? Ek het gesê, jy moenie dit doen. Nee, dis ek kom die eerste keer geslaan ek jou gehoor. Wie van julle sommer net 'n ding gegooi wat die naaste was, om jy ja. My ma kon goed gooi hoor. Hoe kon doen ons dit? En die Here praat met my hoe ek met Shalene moet praat en hoe ek met haar moet hanteer, want weet jy wat sê die Here vir my? Dis nie my eiendom nie. Dit is my verantwoordelikheid om na te kyk van God. En my hele gesindheid draai. Want ek wil nie die Here se goed skade aandoen nie. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek haar hanteer, die manier hoe ek vir haar sê ek's lief vir haar, die mooi manier wanneer ons vashak, ek ook vashak, en mooi praat, jy kan nou sê, ek het al mooi geleer. Jakobus, jy kan vir my nader staan.
Ons moet begin leef wat God in ons gesit het. En as dit iets is wat jy in glo, sê amen. Alright. Jakobus gaan my help vandag. Gwen, kom jy ook sommer hier asseblief. Jakobus, stel hy sakke op. Een in elke hand, ja. Wys gou vir die mense wat sin een. Daar's 'n rede waarom ek gesê moet altyd vat, hè. Wat is daar binne-in? Wys vir hulle. Jy gaan net vir my hier so staan. Staan net, daar sy, dankie. Kan julle die sonde sien? Dis lelik, hè? Okay, hou sommer net hierso, hou hierdie in jou hand, terwyl jy die sak vashou. Sy. Jy kan nog goed vashou, kom, vat nog eenetjie. Sy. Goed. Hier is ons met ons gewoonte misdadiging. Ons loop rond met ons sondes so, en dan kom ons in die kerk, dan sê die Here, bedien my kinders. Dan sê die Here, praat met die pastoor, want hy word betaal. Dan sê die Here, gaan jy en bid vir hulle. Ek wil hê jy moet hierdie vir haar gee. Ek gaan dit vir jou gee, doen dit. Gee dit vir haar. Ok, stop. Hou net daar. Kan jy vir haar sê dat die Here iets vir jou gesê het wat jy moet... Nou, hoe bedien jy iemand as jy sonde het? Hoe bedien jy iemand en geef hulle iets, lyk soos 'n hondjie. Geef hulle iets om te sê, so sê die Here. Nou kry jy nie eens iets nie. Staan nie daar. Waartoe wil jy nou hardloop, is my storie. Dit kos ons om na die kruis toe te gaan. En dit daar neer te sit. En dit daar te los, want die Here maak jou vry van al hierdie gemors en al hierdie sonde. Dan kom jy nader en dan staan jy en dan sê die Here, gee dit vir haar. En gee my 'n woord ook vir haar. Nou is dit goed, want dit werk, amen. Ons voel vry, die manne was op 'n kamp, hulle het teruggekom, gecharged, veranderd, woehoe, die gat ons. Maar iewers en ek verstaan nie, hoekom nie, wys my julle hande, wys jou hande. Kan jy sien, sy hande is leeg. Iewers is ons gewoond daaraan om iets rond te dra. En iewers gebeur iets met jou, en dan gaan jy terug, en jy doen dieselfde drek. Maar jy sê vir jouself, nou voel ek beter, want ek het iets in my hande. Is dit wat jy wil hê? Is dit wat jy wil wees? Want dis wat sonde doen. Dit ontbreek jou van die heerlikheid van God. Sies, gaan sit dit by die kruis. Dankie, gaan sit op jou stoel. Jy vat ons saam, is jou net. Eet jy nie chocolate nie? Eet jy nie wit chocolate nie? Ek sal die brein dan afgesuig het, Jakobus. Kom ons geef vir hulle lekker hande klap. Julle laat my nou 'n stoute storie dink. Hierdie pastoor gaan doen huisbesoek en voor hom lê is daar so 'n bakkie met peanuts in. En hy kuier en hy eet en hy dink die peanuts is lekker en hy eet en 2 weke ek het alles opgeëet. En die tannie kom terug en sy kyk so, sy sê, ag, moenie worry nie. Ek koop baie van die sjokolade met die peanut in, maar ek hou nie van die peanut. Hou nie van die peanut nie. So dan sit ek al. So as jy gaan kuier by iemand vra, kom dit uit die pakkie of uit 'n ander chocolate pakkie? Dit gaan nie oor om harder te probeer nie, mense. Het gaan oor om dieper jouself aan God oor te gee. My mooi hoor. Almal sê gaan harder probeer, gaan dit reg, is nie waar nie. Begin dieper te krap en daai goed ook vir die Here te gee, dat jy meer vry kan wees in hom. Hou op te sê ek gaan so harder probeer.
En die grap is, Christus is nie net nou deel van ons lewens nie, hy is ons lewens. Dis waarom jy verander. Ons leef volgens 'n ander bioritme. Ek sluit af. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Live as obedient children of God. Do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance, before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage. Because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy. Hallelujah. Ons word heilig hoe nader en hoe meer ons van hom toelaat in ons lewens. Maar ons het nodig om hom toe te laat om uit te leef. En is so moeilik en so maklik soos dit. Dit kom op 'n keuse neer. Wanneer jy daai sonde wil doen, dan lag jy en sê jy nee, maar weet jy wat doen ons? Ons fokus op die sonde en sê ek mag dit nie doen nie, ek mag dit nie doen nie, ek mag dit nie doen nie, ek mag dit nie doen nie. En dan voordat jy kry het jy dit gedoen. Dan sê jy verstaan nie, die Here help jou nie. Die Here help jou, maar jou fokus moet op hom wees en nie op die gemors wat jy doen nie. Want die oomblik as jou fokus op die Here is, dan loop jy oor daai gemors. Net nie met die trappe afval nie. En as jy weer kyk, het jy weke of maande laas aan daai gemors gevat. Maar ons fokus is so op die grond van waar ons moet loop, dat ons verloor wat die Here vir ons wil gee en doen. Hy wil vir jou alles gee. Hy wil jou optel en jou sterk maak. Hy wil jou seën en jou gedagtes helder maak. Hy wil jou idees gee, wat jou besigheid kan laat ontplof. Jou kinders sal laat ontplof in sy teenwoordigheid. Hy wil jou homself gee. Hy wil met jou verhouding. Maak toe jou oë waar jy sit. Ek gaan nou 'n baie persoonlike vraag vra. Ek gaan vra dat julle nie rondkyk nie, hoor. As jy vasgevang is in een of ander sondige ding, jy's 'n misdadiger. Wil ek jy met jou hand net opsteek, daar waar jy sit. Daar gaan hande op, gaan hande oralste op. Ek gaan nie jou naam sê nie, so jy kan rustig wees, sit net jou hand op. Daar's baie hande, jong. Daar's nog hande wat opgaan. As jy wil ontslaa raak van daardie gevoel wat die vyand jou gee, wanneer jy dit doen, dat jy 'n mislukking is, en dat jy sleg is, en dat jy nie goed genoeg is nie, as jy dit alles nie meer wil hê nie, dan wil ek jy met jou hand laat sak. OK. Kyk vir my. Hier is hoe ons dit gaan doen. Ons gaan daai sondige natuur vervang met 'n goddelike natuur. Hoe ons dit gaan doen is, jy gaan, wanneer jy daai ding wil doen, of wil gaan kyk, of gaan sien, of gaan praat, of wat ook al, in daardie oomblik wil ek jy met jou Bybel oopslaan en dan begin lees. Moenie net die Bybel oopslaan so, wat moet ek nou raak lees nie. Begin by Johannes en lees Johannes, want Johannes gaan oor liefde. Is dit reg? En gaan aan met Johannes, totdat jy hom klaar gelees het, as jy so verkeerde doen, maar begin net daar. Want ons moet dit verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Die Here het vir jou gesterf, dat jy vry kan wees, om nie die gemors saam te sleep nie. Moenie. So, as jy wil verander, en jy dalk nou ook nie jou hand opgesteek nie, wil ek jy met jy saam reg opstaan. As jy voel, weet jy wat? I'm gonna give it a go. As ek aan goeders dink, gaan ek 'n Bybel oopmaak.
as ek 'n geding wil gaan doen, gaan ek begin Bybel lees. As dit jy is, staan saam met my op. Waar staan maar mense op? Nog iemand? Daar agter staan. Nog iemand? So julle is okay. Awesome. Here, hierdie wat staan, seën ek in die naam van Jesus. Ek bid dat die gewoontes wat hulle aangeleer het, afgeleer sal word, en dat U hulle sal vrymaak in Jesus naam nou. Wanneer hulle weer daaraan dink, Heilige Gees, herinner hulle daaraan, om hulle Bybel oop te slaan en Johannes te begin lees. Elke keer wat hulle dit wil doen. En dan in dit, Here, dat hulle heeltemal sal vergeet van hierdie gemors, maar aanhoudend in die woord sal inklim, en U sal soek. Ek vra vir U vrede oor hulle, dat al hierdie skuldgevoelens van hulle sal afval, maar net die wete, dat U hier is, in hulle is, om hulle is, hulle deur sal dra. En ons seën hulle in die naam van Jesus. En almal sê, Amen.